toe. Ons nog vandag sien dat Juda het weer die leierskap oorgevat. Hy het sy erfporsie verloor, die eerstgeborene, want hy het dubbele porsie wat hy verloor het. En dan ons kyk laasweek na Simeon en Levi, hoe hulle hoe Jakob op sy sterfbed ook sê van julle het my huis, julle het my huis verniel, julle het my hierdie druk gegee op my lewe en wat julle gedoen het teenoor die verkragters van Dina, wat hulle gegaan het en die ouens daar besny, het hulle julle heeltemal weet toe hulle swak is, almal besny en ja, dat hulle gaan doodmaak en hulle vee doodgemaak en alles en hoe Jakob op sy sterfbed dit ook vir hulle sê, Simeon wat op die einde van die dag is hy heeltemal versprei gewees onder Juda. Hy is versprei, nooit sy eie land gehad nie en want ja, dis wat Jakob uitsê, julle gaan nooit julle eie land hê nie. En hoe Juda ook die Levi self ook nie hulle eie land gehad het nie, maar Levi wat ons laasweek van gepraat het, hulle gekies om by die goue kalf, het hulle gekies om die priesterampt te vat. Hulle het gekies om nie meer die afgod te dien nie en die Vader hulle erfgenaam noem. Sy erfgename noem en hoe Levi die priesterampt begin het en hoe hulle Vader hulle uit 48 stede het hulle besit, wat hulle basies wat hulle deel was van, nie spesies besit het nie, maar was deel van dit gewees en hoe hulle Vader hulle heeltyd voorsien het vir hulle by elke land waar hulle was. Oorsaal die priesters by die tabernakel byvoorbeeld by die tempel kon hulle stukkie vleis vir hulle kos as hulle gegee het. 'n keuse wat hulle gemaak het. Ja, so dit is interessant om te gaan kyk hoe die keuses wat hulle maak, hoe dit alles bepaal. Nou met Levi se keuse het Levi eventueel hy 3 seuns gehad. Nou die 3 seuns wat Levi gehad het was Gerson, Kohat en Merari. Dit was die 3 seuns wat Levi gehad het. En daar het die priesters gekom en ook die priester by die priesterampt, die priesters en dan die hoofpriesters het ook uit Levi uitgekom. Nou Gerson, en vinnig te verduidelik, Gerson was die oudste seun gewees van Levi. Nou Gerson het aan die boonste kant, dit aan die westelike kant van die tabernakel daar het Gerson gebly. Onthou, by die tabernakel self het die Lewiete heel eerste gebly om die tabernakel en dan het elke stam 3 om die tabernakel gebly. Nou Gerson was heel bo aan die weste kant gewees. Hulle was die naaste gewees aan die Holy of Holies. So hulle het saam, om net die geskiedenis van Gerson self, hulle het saam met Ephraim, Manasseh en Benjamin bly daar so aan die westelike kant van die tabernakel. Nou hulle was in beheer gewees van al die materiaal. So hulle het byvoorbeeld die bedekking oor die tabernakel, die ohel, hulle het hom gemaak, hulle kan Numeri 3 gaan lees. Hulle het die omheiningse lappe gemaak, hulle die voorhangsel, al daai gordyne uit hulle was beheer gewees van die materiaal. Gerson. Right? Dan die ander seun was Merari gewees. Hy het aan die noorde kant het hy gebly. Nou saam met Dan Naftali en Asher. Hy was aan daai kant van die tabernakel gewees, hoe hy daar gebly het. Nou hulle was in beheer gewees van al die pilare en die borde en daai goeders. So die houtborde en die pilare en al dit. Dit was Naftali se werk gewees. En dan die laaste boetie was Kohat. Nou Kohat het aan die suidelike kant van die tabernakel gebly saam met Reuben, Simeon en Gad. En dis waar hulle gebly het. En hulle het die instrumente wat hulle toegemaak. Hulle het dit altyd voor die tabernakel skuif, het hulle instrumente toegemaak. Nou, as jy gaan kyk, het hulle uit kom hierdie neefies. Hulle was die neefies gewees van Moses en Aaron. Moses en Aaron kom uit Kohat uit. Maar Korag, wat daar 'n rebellie gehad het, kom ook uit hulle uit, want Korag het gerebelleer oor hierdie seile, oor hierdie instrumente wat hulle moet heeltyd net dra en al die goeders. So hulle was plat ongelukkig. So dit kom daar uit. Maar Korag het uit Kohat se ander seun van 4 Ishar kom. Alright. So Moses en Aaron het hierso gebly by die weg, waar Juda hulle gebly het. Waar Issachar, Juda en Zebulon was. Nou hulle was die priester, hulle het priesterampt gedoen. So dit is die 4 seuns
wat basies het hulle uitgekom, so daar's 4 seuns gewees. Merari, Kohat, Gerson en dan was Moses en Aaron, hulle die hoofpriesters die by Juda se kant. Nou baie interessant, ek sê altyd met die toere dat Yeshua sê hy is die weg, die waarheid en die lewe. En hoe jy kan kyk is dat hierso aan die oostelike kant, hoekom waar Juda al klaar gesit is daai tyd, hier by die oostelike kant by die weg, by die ingang van die tabernakel, kom sit Vader Jahweh, die hoofpriesters wat Moses en Aaron hulle is. Die 2 groepe wat daarso bly. Mens vind so mooi, wie is ons hoofpriester vandag? Yeshua, en hy kom uit Juda uit. Is dit per toeval dat Vader Jahweh Juda sit by die hoofpriesters waar Moses en Aaron sit het? Nee, Abba is perfek in al sy dinge. So Juda se naam beteken praise the Lord. Dis haleluja. Ja, prys Vader Jahweh. Prys Vader. Dit is wat sy naam beteken. Dit is die naam wat Lea vir hom wat sy vir hom gee. Nou op daai stadium, jy moet nou weet Lea, sy het hierdie drie seuns al gekry van met Reuben, Simeon, Levi. En elke keer probeer sy om vir Jakob se oog te kry, om die gunsteling vrou te wees. En ek dink net op hierdie stadium toe sy die 4de kind kry. En ek dink sy het net gesê maar ek gaan nou nie Jakob se oog vang verander vir my nie, maar nou prys ek Vader Jahweh. Dis die eerste keer met daai seun wat sy besef prys Vader Jahweh. Wat sy nie net doen vir haarself kinders te kry nie, maar actually was dit vir haar 'n blessing geweest. En dis wat sy Juda se naam prys Vader Jahweh. Dit is dit. So ek gaan vir ons lees uit Genesis 49 vers 8 wat vertel, Juda, jy is dit. Jou sal jou broers loof. Jou hand sal op die nek van jou vyande wees. Voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. Juda is 'n jong, dis nou wat Jakob vir hom uitspreek, né? Juda is 'n jong leeu. Kan ek gou net hierso, terwyl ek die stuk lees, dink bietjie wat nou Joshua kom uit. Dawid kom uit. Gaan dink bietjie na, is dit wat gebeur het? Is dit wat Jakob uitgespreek het teenoor hulle? Het dit werklik waar gebeur? En dit is daai wat ek altyd sê is dat die krag van lewe en dood is in die mond. Wat spreek jy uit oor jou kinders? Wat gebeur as jy sê jy kind is 'n slapgat? Byvoorbeeld, ekskuus, dis nou 'n bietjie harde woorde, maar jy spreek iets uit oor jou kind. Verstaan jy? En dit is baie gevaarlik as 'n pa wat hy oor sy kinders uitspreek. Spreek goeie goeders uit. Want wat Jakob gespreek het oor sy kinders het hulle actually geword. Baie van hulle. So lees gou hierdie stukkie. Ek gaan net geweet ons dit. Juda, jy's dit. Jou sal jou broers loof. Jou hand sal op die nek van jou vyande wees, vir jou sal al die seuns van jou vader hulle neerbuig. Het dit so gebeur? Juda is 'n jong leeu. Van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom. Hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuin. Wie sal hom opjaag? Nou hoor gee vers 10. Die scepter sal van Juda nie wyk nie. Nog die veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom. En aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Ek gaan nou praat oor Silo, dit beteken die vrede wat kom. So alles gaan buig totdat Silo kom. Wie is die vredemaker wat gekom het? Wondersam. Nou word vers 11. Hy maak 'n jong esel vas aan 'n wingerdstok en die vol van sy esel aan die edelste wynstok. Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwebloed. Hy is donkerder van oë as wyn en bitter van tande as melk. En vers 8 sê, jou broers sal jou loof. So daar is dit gepraat van die eersgeborene reg van Reuben wat verbygegaan het oor sy storie met sy stiefma en dat die leierseienskap ook weggeval het van Reuben af. En Genesis 37 praat van Juda het gepraat en sy broers het geluister. Dis 'n tydperk waar Reuben eintlik die eersgeborene reg nog moes gehad het, want sy pappa Jakob het eers op sy sterfbed vir hom gesê, maar jou eersgeborene reg is weg, jou erfporsie is weg. Maar Reuben is so swak gewees as gevolg van daai sonde,
wat hy saam met sy pa se vrou slaap, wat die vyand hom swak gemaak het. Toe die Josef in die gat gegooi is, toe hulle hom wou doodmaak, voordat hy hom in die gat gegooi is, toe sê Josef, ag Juda, luister broers. So Juda het klaar daai leierskap eienskap gevat en gesê, luister. En dis toe hy sê, gooi hom eerder in die put en ons verkoop hom voordat jy hom doodmaak. So Juda het die leierskap uit klaar. Reuben het klaar sy leiereigenskap verloor aan Juda. Ag ja, aan Juda, ja. Tot hom doodgemaak en wel verkoop. Dink julle was wys geweest? Of sou dit vir Juda gepla het sy hele lewe lank? Dit het vir Juda heeltyd beheer. Numeri 10 vers 14 sê, en eerste het weggetrek die vaandel van die laar van Juda, sy kinders volgens hulle leerafdelings. So toe daar sensus gedoen is deur Moses, was Juda die grootste gewees. Juda was die grootste gewees en hy het gegroei, hy was 'n leier gewees, maar as jy gaan kyk op 'n stadium met daai storie van Josef wat in die put gegooi is, wat hy gesê het, dit het hom klaargemaak. Dit het hom klaargemaak sodat hy op 'n stadium wegtrek van al die broers af. En dis toe die vyand hom aanval deur Tamar, en ons gaan nou praat daaroor. So maar Juda was groot en sterk gewees. Hulle het voor almal uitgeloop. Hulle was heel eerste in die oorlog gewees, het hulle voorgeloop. Hulle was vegters gewees, Juda. Right? Nou dit is daai leeu, dis daai wat presies wat Jakob oor hulle uitspreek. Genesis 49 vers 8 sê Jakob vir hom, jou hand sal op die nek van jou vyande wees. So in ander woorde, hy gaan die vyand oorwin. Die profesie hulle sê dat hulle op die vyand gaan wees. Josua 10 vers 24 verduidelik dit. En toe hulle die konings uitgebring het na Josua, roep Josua al die manne van Israel en sê aan die aanvoerders van die krygsmanne wat met hom getrek het, kom nader, sit julle voete op die nekke van hierdie konings. En hulle sal nader kom en hulle voete op hulle nekke en hulle voete op hulle nekke gesit. In ander woorde, hierso kom bevestig Josua net weer presies wat Vader Jakob teenoor hulle pappa hulle gesê het, Jeremia uitgespreek het van jy gaan op die vyand se nek gaan wees. Presies. Want so Josua dit het so gebeur. Juda was een van die hulle was warriors geweest. Hulle was heroes geweest volgens hulle. Was 'n absolute militêre krag. En dis wat later gebeur het soos daar geprojekteer het. So hoe's Juda vandag? Dan kyk net na die Jode in Israel. Ek meen dit is die kleinste hulle is die kleinste militêre mag aan die hele wêreld teen hulle. En kyk hoe goed is hulle met hulle al hulle tegnologie. Kyk daai Iron Dome, kyk na daai nuwe laser tegnologie. Dis Vader wat vir hulle dit gee. Die een van die kleinste landjie in die wêreld, almal is teen hulle. Daai eienskappe het nooit van hulle weggegaan nie. Hulle bly hierdie vegters. Juda het deeltyd, wen is Israel, maar ons deel van Juda het voorgeloop as die Amalekite hulle aangeval het. Ek meen, hulle het hulle seer gemaak, maar op 'n stadium toe gaan Joshua hulle en hulle en saam met almal, maar die Jode loop voor en hulle haal daai Amalekite uit. Hulle was heeltyd, hulle is hierdie vegters gewees. Kyk hoe belangrik is dit, dat hoe wat Vader oor hulle uitspreek, oor sy eie seun uitspreek. En dit is so belangrik dat ons oor ons kinders uitspreek. Nou Judas se simbool is 'n leeu. Nou as jy kyk na 'n leeu, wat is 'n leeu? 'n Krag, en hy is die koning. Hy is die koning van die veld. Hy is die heerser van die veld. Is dit tog nie maar wat Joshua vandag is nie? Is dit nie maar wat Juda was, daai voorloper, daai leeu, the Lion of Judah. Dit is hoekom ons 'n leeu was. Hulle is soos gesien as 'n leeu. Hulle was nie sissies gewees nie. Dis nie soos in Juda het nie ons gevat nie. En dis hoekom hulle so baie stede besit het in die beloofde land. Tot hulle so baie besit dat hulle vir Simeon gegee het. Kom bly hierso. Dis hoe groot hulle geword het, Juda. Genesis 49 vers 10 sê Jakob, die scepter sal van Juda nie wyk nie. Nou 'n scepter daai tyd het 'n koning en daai scepter gehad. Dink net aan daai aan die Persiese koning wat daai scepter gehad het met Ester wat gekom het en as die scepter
as hy sy scepter so uitgehaal het na hom toe, dan is hy gered gewees. Dis daai van wie soos dit. En dit is belangrik, daai scepter die koning dit verteenwoordig koningskap. Jy het die scepter gehad, die scepter in jou hand. Ek dink Afrikaans het ook altyd so uitdrukking oor die scepter. Juda het die daar uitgeprobeer dat hulle gaan nie die scepter gaan nie van hulle weggaan. Dit is 'n voorbeeld van leier, koninklike leier. En net so is Yeshua, ons koning en ons herder, ook ons kom. Hy is die regverdige regter wat in die regterhand van Vader Jahwe is. Nou op 'n stadium het Israel gemoun en gevra vir 'n koning. Dit was dit is 'n tydperk van die rigters. Net na die rigters het hulle het reg gevoel hulle kort 'n koning. Nou ons weet Saul wat Samuel gaan salf het. Saul was die eerste koning gewees. Maar baie interessant is dat Saul kom uit die stam Benjamin. Nou jy sou nou gedink het dat weet die profesie wat uitgespreek is Juda wat hierdie leeu is, die scepter wat uitgespreek is oor hulle. Hulle is die leeu, hulle is die koningskap, hierdie ouens wat hierdie autoriteit opneem wat Ruben sou gehad het. Jy sou nou gedink het dat die eerste koning van Israel weer 'n ou uit Juda sou uitgewees. Maar as jy gaan kyk, kom hulle en hulle kies was 'n koning wat gekies word uit die stam Benjamin. Saul was uit Benjamin uitgewees. Hoe is dit so? Die profesie is dan dat hulle gaan voor Juda buig. Hoe werk dit op daai stadium? Ek dink die ouens het net gewonder, maar hoe werk dit? Want daar's 'n profesie van ons gaan die nasies gaan voor hom buig as koning. En hier kom Saul en hy kry dit, maar Abba leer alles, hy laat alles ten goeie uitwerk. En Abba het 'n plan gehad met Saul. Hy het 'n plan gehad op daai stadium. Dis Saul wat gekies het. Saul het gekies om nie 'n goeie koning mee te wees. Aan die begin was hy goed geweest, maar sy eie self, voordat hy begin standbeelde bou het en begin jaloers raak op Dawid. Ek meen so hy was 'n goeie ou geweest. Hy was 'n goeie koning geweest, maar op 'n stadium toe val alles af. Plat, toe die vyand begin hoogmoed in sy hart plaas. Maar Vader se doel was geweest aan die einde gaan Juda nog steeds hierdie koningskap hê. Toe verdraai die vyand planne en mense maak baie keer hulle eie planne, maar alles werk uit deur Jahwe se genade. So Juda was verkeerd om Josef te verkoop. Dit was sy ding geweest wat hy verkeerd gedoen het. Hy moes dalk sê ouens nie ons gaan dit doen nie. Maar toe Josef tweede in bewind gekom het van Egipte, het hy vir Benjamin gesê hy moet agterbly. Josef het gesê Benjamin. En Juda het gesê vat eerder my as gevangene as vir Benjamin. Dink jy nie Juda het dalk op daai stadium hierdie skuld nog steeds skuldgevoel gehad het teenoor Josef wat hy laat gaan het, wat hy laat gesê vir koop hom? Dat hy sê maar vat eerder vir my as vir Benjamin. Want hy wou net nie sy pa, want Benjamin na Josef was hy die gunsteling kind geweest. Juda gaan en hy staan op vir dit en hy kom maak reg. Dis wat so mooi is. Op daai stadium het hy en die boeties het hulle nie meer daai houding gehad van kom ons haal jy net uit die pad uit weg nie. Hulle almal het op 'n einde van die dag hulle het hulle klere geskeur en hulle teruggegaan. Hulle het weer regmaak. En dis toe hierdie perfekte eenheid ontstaan tussen Benjamin en Juda. En hoe dit op die einde van die dag die Jode gevra. Dit daar gebeur. Uit een stuk uit wat 'n boetie sê maar nee, ek sal myself opgee. En is dit nie presies wat ons Joshua kan sien vandag nie? Maar presies wat Juda gegaan het en hy sê vat eerder my as vir Benjamin. Wat het Joshua? Vat eerder my om ons se. En jy daai hele Juda, daai stam wat Joshua uitkom, as jy gaan kyk na hoe dit geloop het, is presies daai gene, daai hele ding van vergifnis, daai van leierskap, daai koningskap, alles wat sy pappa uitgespreek het oor Juda. En ons sien in Joshua. Dis so mooi. En daardeur na Saul se dood kon Dawid oorvat as koning.
uit die stam Juda. En hy almal uit Juda uit. Dis wat verander. Saul het gekeuse gehad en hy het 2 Samuel 7 vers 16 en jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou. Jou troon sal vas staan tot in ewigheid. Dis wat gebeur het. Juda het eventueel die profesie uit. Profesie is 'n profesie van Jahwe en die belofte is 'n belofte van Vader Jahwe. En hy het deur Jakob gespreek, maar seun uitgespreek. Vader het dit gedoen. Dit lyk nie dalk nou so in jou lewe nie, Boeta en Sissa. Dit lyk baie keer is daar dalk iets goeds vir jou bedoel in jou lewe. Daar's dalk iewers in jou lewe 'n profesie uitgespreek en dit voel vir jou baie keer van, "Jesus, maar hierdie is my roeping, hierdie is my ek weet in my hart, ek is gebore vir hierdie roeping in my lewe, maar dinge kom nie tot 'n punt nie. Dinge, hoe kyk vir Pietie of kyk vir Benjamin, kyk vir daai ou. Hy kry alweer hierdie ding, nie al klaar sy koningskap. Ek moet 'n koning wees." Dink jy nie daai mense wat dit gevoel en baie keer kom die vyand en hy bring dinge in die pad om te keer dat jy kan twyfel in jouself, dat jy voel maar miskien is dit nie vir my nie, miskien is ek nie. Die verskil is die vraag wat ek nou vir jou vra is, gaan jy vashou aan die beloftes? Gaan jy vashou wat Vader Jahwe vir jou gesê het, koning, kind? Gaan jy vashou aan dit? Gaan jy glo daarin? Die profesie soos 'n Jakob wat uitgespreek het, jy gaan dit wees. Hierso word vir jou uitgespreek, dit gaan jy wees. Gaan jy glo daarin of gaan jy opgee langs die pad? Gaan jy kom as daar tye is soos 'n Benjamin, gaan jy 'n keuse maak, maar okay, kom ons sluit 'n kompromie en ons gooi hom ons verkoop hom eerder, of gaan jy sê nee, dis nie reg hierdie. Gaan jy opstaan leierskap vat soos 'n Joshua en sê, as for me and my house, we will serve the Lord. Ons gaan hierdie giants weg in die beloofde land. Ons gaan nie bang wees soos die ander boeties nie. Wat gaan jy doen? Want Joshua, hy kom wel nie uit, hy kom wel uit Efraim uit. Maar Joshua was 'n leier. Hy het gegaan. Maar hoekom? Waar het hy gesien? Het hy nie dalk by Juda gesien, maar hierdie Juda hulle was sterk ouens gewees toe ons die Amalekiete gevat het. So wat Vader soek is gehoorsaamheid. Om te shema, om te hear, to listen, to obey. Jakob sê in Genesis 49 vers 10, nog die veldheer staf tussen sy voete uit totdat Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Die Engels sê beter, ek gaan ons Engels sê. The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh come. Is nie prent van Joshua nie. Till Shiloh come. Die scepter sal nie uit Juda uitgaan tot Shiloh kom. Die koningskap sal nie uit Juda uitgaan nie totdat Shiloh kom. Nou Shiloh beteken the peace, die een wat vrede bring. Kan jy net sien? Die koningskap sal nie van Juda af weggaan totdat die vredemaker, Yeshua, kom. Het dit so gebeur? Ja. Kan jy net sien hierdie profesie jare na dit wat een pa uitspreek oor sy kind, oor Juda. Maak dit so. Dit is so belangrik hoe ons moet nie vir die kinders met slegte woorde sê nie, maar hoe ons moet glo aan profesie. Nie so ons profesie. Glo aan. Want dit gebeur. Die begin en die einde getuig vir mekaar. Openbaring en Genesis, kyk net, daar's dit. Dit alles val in plek. Jesaja 9 vers 6 sê, tot vreemdeling van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die weerskare sal dit doen. Hier kom weer Jesaja oor wat gaan gebeur
oor Yeshua wat die vredemaker gaan wees. Right? Hy het baie geprofeteer oor Yeshua. Hier profeteer Jakob in Jesaja oor Yeshua. Ook Jesaja 53 en dis kom Jesaja 53 uit die woord uitgehaal is van baie van die Jode, want dit is 'n direkte verklaring van Yeshua wat kom. Hy's geban, hy's uitgehaal. Jesaja 53. Na die afbrand, jy kan gaan lees in Jesaja 53, oor die profesie oor Yeshua. En na die afbrand van die tabernakel in Shiloh, dit is 369 na dit 369 jaar gestaan in die beloofde land, die tabernakel. Dus in die beloofde land gewees, in die land van Benjamin, dit is waar die tabernakel gestaan het, 369 jaar. Hy is afgebrand. So Shiloh, na Shiloh, so tabernakel afgebrand het, moes Jakob gaan, en hy moes die kassies pak, Eli is doodgemaak, die seuns is doodgemaak, en hy het gegaan om Saul te gaan salf, en dan weer daarna het hy vir Dawid gaan salf. En toes die tempel, Dawid se seun Salomo, het die eerste tempel gebou. So, en ons is vandag, volgens 1 Korintiërs 6 vers 19, is ons die tempel van Ruach HaKodesh, wat in ons bly. Right, so, hoor gou hierso. Wat sê daai stukkie van, the scepter shall not depart from Judah, from between his feet until Shiloh come. So, die tabernakel het gestaan by Shiloh. Right? En by Shiloh kom daar 'n leier uit Juda, die scepter, en dit gaan nie weg nie. Ook die lawgiver, soos daai stukkie profesie sê, tussen sy voete, met ander woorde die woord sal vas staan, en hulle sal bly tot op die woord, tot Yeshua kom. En dan gaan daar rus Shiloh wees, en hy gaan die woord op ons hart skrywe, want hy is die woord. Johannes 1:1. Jeremia 31 staan daar weer, hier kom die dae, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en met die huis van Juda 'n nuwe verbond sal stel. So dit het gegaan, die leierskap het gehou by Juda. Right? Dit het gehou. En dit is waar die Jeremia sê, daar gaan 'n nuwe verbond gegee word vir die huis van Jode en die huis van Israel. 'n Nuwe verbond. Yeshua is die nuwe verbond. Sien jy die scepter wat nooit gaan nie? Yeshua is die nuwe een wat gekom het. Dis wat die koningskap kom oor. Dis kom Jakob geprofeteer het. Juda, jy gaan leier wees tot Shiloh kom. Dis nie mooi nie. So, ons is deel van dit, volgens Romeine 11, is ons deel van, volgens die 12 seuns, ons is deel van, die hele Galasiërs 3 vers 29, deur Yeshua, is ons erfgename, Romeine 11 sê, ons is ingeënt, jy kan gelees. So, as Jakob dit profeteer oor hulle, is ons deel van dit. En dis hoekom ons hierdie priesterambt en ons koningskinders is. Ons is koningskinders. En die vyand wat baie keer ons het nie glo nie. Want dis die beloftes, want as Galasiërs sê van deur Yeshua is ons erfgename van die beloftes wat gegee is vir Abraham, Isak en Jakob. As ons erfgename van hierdie profesie wat gespreek word oor Juda. Ons is deel van dit. Ons is ingeënt volgens Romeine. Is dit baie vir ons? Nou die volgende profesie uit Jakob se stuk uit Genesis 49 vers 11 is die volgende. Dis buite hierdie tot Shiloh kom, hoor ge hierdie een. En dit is, ek hou daar baie daarvan om hierdie uit aantal oor hoe Vader daai het al deur Jakob Yeshua se koms geprofeteer het. Hoor hierso. Hy Genesis 49 vers 11. Hy maak sy jong esel vas aan die wingerdstok en die vol van sy esselin aan die edelste, nie gewone nie, die edelste wynstok. Hy was sy kleed in wyn en sy gewaad in druiwe bloed.
So kan ons sê die jong esel is Juda. Hy is die esel. Die vol van die mede is Joshua. Hulle albei word aan 'n wingerdstok vasgemaak met ander woorde hout. Wat gebeur? Jy maak hom vas. Wat het met Joshua gebeur? Hy's vasgemaak aan 'n hout. Hy was sy kleed in wyn. Was sy kleed in wyn. Nou wyn wat gebruik is daarso is jahin, die woord jahin wat nie alkohol in het nie. Verwoordig dit nie ons sondes en die sondes van die Jode nie wat skoon gewas word nie. En dan sy gewaad in druiwebloed was. In ander woorde, sy covering, sy mantel, hy was ons met sy bloed, die bloed van Joshua. Kan jy dit sien? Joshua het dit kom doen. Hy's aan 'n hout vasgemaak. Hy was ons met die waterbad van die woord en hy was ons met druiwebloed. Hy maak ons skoon met sy bloed. Dis wat gebeur. Dis 'n profesie wat uitgespreek word uit Juda. Hier kom Joshua en hy vervul. Dis hoekom as ons nagmaal gebruik, hou ek daarvan om te verklaar. Hierdie grasie wyn, hierdie druiwesappie wat ek gebruik, druiwebloed. Was my skoon Vader Jahwe. Hierdie verteenwoordig die brood, hierdie verteenwoordig die liggaam van Joshua. Hierdie druiwesap wat ek gebruik verteenwoordig die bloed van Joshua. Dat dit nie skoon was. Dis ook so mooi as mense hierdie druiwesap as jy nagmaal sien die druiwebloed. Dit nie word gedoen. Jy mag nie bloed drink nie, maar dis 'n simboliek druiwesap wat Joshua se bloed gedoen het. Profesie jare voordat Joshua kom. Selfs die brood. Joshua kom uit Bethlehem, ons weet van Bethlehem wat beteken house of bread. En toe Josef en Maria gereis het op pad vir Jerusalem, presensies vir Sukkot. Nou Nasaret, net vinnig te verduidelik, was bo by die see van Galilea gewees en was 150 km van Bethlehem af gewees. En Josef en Maria wat swanger was, 4 dae gevat om met 'n donkie daar uit te kom en 'n week te voed. Een van Jahwe se feeste uit te kom. Daai tyd, Sukkot. Dis hoekom daar somer gewees daai winter gewees het. Joshua is die brood. Johannes 6:35 sê hy is die brood van die lewe. Hy's gebore in Juda. Micha 5:1 sê en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda. Uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser is. 'n Heerser in Israel sal. Hierso kom Micha en hy profeteer klaar dat uit Bethlehem uit onder die geslagte van Juda sal iemand kom. Dis nie perfek. Kan jy sien hoe alles presies in plek val? Ja. So Moses het ook 'n seën uitgespreek oor Juda. Nou in Genesis 49 was Jakob wat fisies uitspreek, maar dan het Moses weer in die woestyn voordat almal in die beloofde land ingaan, het Moses ook 'n profesie uitgespreek oor elke stam. Kom ons lees wat Deuteronomium 33:7 sê oor Juda. En dit vir Juda, sê Moses. En hy het gesê, hoor Here die stem van Juda en bring hom na sy volk toe. Met sy hande het hy geveg vir hulle en wees u vir hom 'n hulp teenoor sy teenstanders. Het jy geweet oor Juda, as jy gaan kyk hoe hy was? Daai was hy die vegter gewees, wees jy vir hom 'n hulp? Hy was gunnig op te som. Juda, konings het uit hom uitgekom. Right? Hy was hoe kan ek sê die Engels sê royalty gewees. Right? Hulle het 'n militêre krag gehad, Numeri 2:9. Hulle het die woord van Jahwe opgepas met al hulle lewens. Kan julle sien hoe die profesie van Moses uitspreek oor Juda? Vader, wees met hulle, wees teen hulle teenstanders. Wat het gebeur? Juda het met hulle dood, tot die dood toe geveg om Vader Jahwe se Torah op te pas. Hier kom vra Moses, wees saam met hulle.
En dit is hoe mooi hierdie alles superwole is. Hulle het die eerste 5 boeke opgepas. Hulle het geweet wat Openbaring 4 vers 2 sê, dat jy mag niks uithaal of byvoeg nie. Vir my oë was Juda heroes gewees. Kan jy net dink in daai tyd van Babylon? Ek meen hulle is in 70 jaar in gevangene gewees in Babylon. En hulle moet teruggaan, hulle moet weer 'n tempel gaan herbou. Ja, hulle was vol sonde gewees, soos almal het sonde. Maar Juda het maak nie saak wat nie. Daai het net daai tyd om die muur te herbou, net om die tempel te herbou. Hoeveel teenstand het hulle nie gekry nie. En het vasgestaan om terug te gaan en Vader se woord op te pas. Vader is dieselfde gister, vandag en môre en so sy belofte is dieselfde. Maar die vyand gaan jou probeer laat struikel. Ons kan sien die tydperk van Nehemia, die tydperk van Esra, die tydperk van die tempel herbou, hoeveel keer die vyand nie vir hulle probeer keer het om die tempel te herbou. Hy het hulle laat twyfel, hulle het mense teen hulle gepraat, hulle moes heeltyd net gecover het oralste want hulle wil hulle doodgemaak. So, Efesiërs 5 sê ons is die liggaam van Yeshua en ons is almal deel van 'n liggaam en ons moet ons eie koninkryk bou nie. So, terwyl Josef in Egipte was, het daar ietsie gebeur. Kom ons sê so. Juda het iets gedoen wat hy nie moes doen nie, dit was teen Vader se wil. Wat het gebeur? Wat het Juda gedoen? Wat het die vyand gedoen teen Juda? Hy het die Kanaanitiese vrou getrou. Want toe die klomp hy het absoluut weggegaan van die broerskap want hy het skuldgevoel gehad oor Josef en hy het gegaan en hy het met 'n Kanaanitiese vrou getrou met die naam Sua. Daai wat het gebeur met Kanaan? Noag het vir Kanaan vervloek. Wat sê Vader? Jy mag nie met ander Kanaanitiese vrouens trou nie. Wat doen Juda? Hy gaan trou met 'n Kanaanitiese. En as jy daai skuldgevoel wat Juda gehad het, daai van ek voel sleg om die weg van Boetie Josef laat verkoop het hom aan 'n vandag laat trek en hy's in 'n moeilike plek in sy lewe. En hy trou met 'n Kanaanitiese vrou en hy kry 3 seuns by. Nou die 3 seuns se name was Onan en Shelah gewees. Onan en Shelah. Nou hy was nie 'n goeie seun. Genesis 38 vers 6 sê en Juda het vir sy eerstgeborene 'n vrou geneem en haar naam was Tamar. Maar die eerstgeborene van Juda, het die Here mishaag. Daarom het die Here hom laat sterf. Ons weet nie presies wat hy gedoen het nie. Hy het net vir Vader mishaag. Hy sterf. Okay, so hierso kry Josef maar nou Juda kies sommer 'n vrou. Hy kies Tamar, slegte seun, hy gaan dood. Tamar word 'n weduwee. Alraai. Nou na eerste dood sê Juda vir Onan om met Tamar te trou. Nou daai tyd het dit so gewerk as die broertjie dood gegaan het, dan moes die ander broer met die vrou getrou het as hy nog nie getrou was. Dit is so goed ek trou met my skoonsussie. Verstaan? Dis klaar, jy moet trou. Dit is hoe daai tyd gewerk het. Maar Onan, jy kan gaan luister die storie van Onan, hy het geweier. Hy het sy saad teruggehou. Right? Hy wou haar nie swanger maak nie. Ek gaan lees Genesis 38 vers 8. Maar Onan het geweier dat die nageslag nie syne sou wees nie. Daarom het hy elke keer as hy by die vrou van sy broer ingaan, dit op die grond verderwe om vir sy broer geen nageslag te gee nie. En dit was verkeerd in die oë van die Here wat hy gedoen het, daarom het hy hom laat sterwe. So dan kies maar, okay, ek sal Boetie trou, Boetie se vrou trou, alright? Maar kinders by haar, daar's nie meer. Ek soek die room, ek sal saam met haar wees, maar ek gaan nie kinders by haar kry nie. So hy het basies teen sy vader, sy pa se wil gegaan, want hy het die vrou gekry. En hy was ongetroud gewees. Right? So hy is bietjie selfsugtig gewees. So hy is toe doodgemaak. Nou die laaste seun, Shelah, was toe nog bietjie op baie stadium te jonk gewees om te trou met Tamar. En hy sê vir Juda sê vir hom
vir Tamar, hy's nog te jonk, hy gaan nie trou nie. Intussen, met die geskiedenis, hoe dit loop, gaan Juda se Kanaanitiese vrou sterwe, en Juda besluit so 'n bietjie, hy gaan toe. So hiersoos Tamar word gelos sonder 'n man. Sy het nie 'n man nie, sy het nie kinders nie. Juda se haar skoonma gaan dood. Juda besluit hy toe. Right. Die probleem is hy moes, want hy het vir gesê ek sal vir jou 'n man gee, my seuns gee. Hy het vir gesê ek sal vir jou Shelah gee. Maar hy het geweier om vir Shelah te gee. Nou ek het gaan kyk, baie keer is dit so dat baie mense, baie keer mense sê dat miskien het hy dalk van yes, maar hierdie vrou is bad news. Want ek gee vir haar my eerste seun hy gaan dood. Ek gee vir haar Onan, hy gaan dood. Ek dink hy het sy Shelah hierso ons hou jou 'n bietjie kant hoor. Jy gaan nie met daardie vrou trou nie. En ja, so dit hy nou dit nie gedoen nie en sy vrou is dood en hy toer bietjie. Hy het gaan skape weggevat en Tamar weet toe nou van hierdie storie, sy hoor van dit en ja, hy kry 'n baie slim plan. Nou Genesis 38 vers 17, sy vermom haarself soos 'n prostituut. Tamar. Sy trek haar roukleed uit, sy vermom haarself en sy gaan op die pad waar Jakob loop. Want sy het 'n probleem, sy het nie 'n man nie. Toe Jakob nou, wanneer sy vrou is weg, hy's dalk bietjie alleen daar in die veld of wat ook al en hy kry nou hierdie mooi Tamar wat daarso, nie Tamar nie, maar die mooi vrou wat rondloop en ja, hy bied nou vir haar goeders aan om by haar te wees. Nou Genesis 38 vers 17 sê en hy antwoord: ek sal jou 'n boeklam van die kleinvee afstuur. Toe sê sy, as jy 'n pand gee totdat jy dit stuur. So hy wil net vir haar vee gee en goeders, maar sy sê nee. Jy betaal nou. Pay as you go. Jy betaal nou of gee vir my iets om terug te hou. So hoor wat sê vers 18 en hy sê, wat is die pand wat ek jou moet gee? Toe antwoord sy, jou seelring met die bandjie en jou staf wat in jou hand is. Kyk, hy was desperaat geweest. Hy gee dit toe aan haar en gaan by haar in en sy het by hom swanger geword. Hy het haar tot sy seelring gegee. So ja, na die episode van Days of Our Lives, is amper so ietsie, het Juda agtergekom, Tamar is swanger. Nou, hy wou haar eers doodgemaak het vir Tamar, want hy het nie geweet op haar stadium, maar want sy is nou ewig swanger en sy is sy skoondogter wat by al die boeties gesterf het by, hoe kan sy nou swanger word? En daai tyd was dit so gewees, as jy swanger geword het, en daar's nie man het hulle jou gestenig. Dit het so gewerk. So Juda kom uit hierso en hy sê, maar hoor hierso, ons gaan jou steenig, want jy is swanger, jy het rondgeloop. Maar dit is vir hom fyn om saam met 'n prostituut te slaap. Ek meen, dit is nou, daai is nie 'n probleem nie, maar nee, jy gaan doodgaan. En so mooi toe gaan sy en sy Genesis 38, want hy het basies het hy nie geblame shift nie, maar Genesis 38 vers 25, kom ons lees. Terwyl sy uitgebring word, laat haar skoonvader dit weet. By die man aan wie hierdie dinge behoort, is ek swanger. En sy het gesê, kyk tog mooi aan wie hierdie seelring en bandjies en staf behoort. Ek dink Juda het, ek dink hy was verstom geweest. Vers 26, en Juda het dit herken en gesê, sy het reg teenoor my, want ek het haar mos nie die seun Shelah gegee nie, en ek het haar verder nie meer beken nie. So, hy het geskrik, sy al uit, sê, ek is die skuldige ene hierso, nie jy nie Tamar, want ek het vir jou 'n man beloof, en jy het nou wel hierdie plannetjies gemaak om by my uit te kom, maar ek verdien dit. Ek verdien hierdie pyn. En hy het al verder nie sondig gewees nie, maar hy het wel kinders verwag. En daar so kom toe nog, die ergste van alles is, toe kry Tamar nog 'n tweeling. Hy het 'n tweeling gekry. Nou, met die geboorte van die een seun, dit is, die een seun was Perez, ek sal nou die naam vir julle gee, maar wat gebeur het is, dat die eerste gebore seun, Zela, was, dit is Serag, dis die ander naam, Serag
was hy was heel eerste uit die moeder uitgekom wat die byvrou die voet wat die vloedma wat altyd gebruik is se vrouens moet kraam die tannie wat daar so is die voetvrou wat ja daai tannie sy het toe nou heel eerste het sy aan hom 'n rooi bandjie vasgemaak aan Sheila 'n rooi toutjie om te wys hy's die eersgeborene. Alright. Maar toe wat gebeur is hy trek terug terug. Alright. En Perez, ek weet nie daar binnekant in die baarmoeder gebeur het nie. En hy vat toe die eersgeborene reg wat hy vat. Perez. Nou Perez het toe nou die eersgeborene. Nou Perez was die eersgeborene, met ander woorde een wat wat nie die hand uitgesteek het nie. Alright. En raai van wie afkom uit wie kom Perez? Yeshua kom uit Perez uit. Nou hy is Serach het sy eersgeborene reg daar binnekant verloor. Perez het hom oorgevat en Yeshua kom uit. As jy Matteus 1 vers 3 gaan lees en jy lees oor die geslagregister, kom dit uit dat Yeshua se geslagregister kom uit Perez. Ja. Nou wat kan ons hieruit leer as die bruid van Yeshua? Is dat Jahweh se plan was dat Yeshua uit Juda gebore sou word. Tamar was 'n Hebreë Israeliet gewees. En daardeur is die bloedlyn van Yeshua skoon gegaan. Want kyk vir hierso. As die Kanaanitiese vrou in Juda kinders gekry het en daardeur het hulle seuns weer swanger geword met 'n Kanaanitiese vrou. Het dit nie uitgewerk nie, maar die bloedlyn is weer skoon gemaak deur want dit is Juda, Kanaanitiese vrou, kinders sy. En Vader Jahweh kom en hy sit Tamar reguit weer met Juda. En hy kom maak die bloedlyn weer skoon. Direk uit Juda uit, nie deur 'n Kanaanitiese vrou nie. Uit die bloedlyn weer kom regmaak. Ja, was Juda verkeerd geweest om saam met daai ander vrou te Kanaanitiese vrou te trou? Ja, hy was verkeerd geweest. Was dit verkeerd geweest om saam met Tamar te slaap? Ja, op prostituut te slaap? Ja. Maar dit het ten goeie uitgedraai. Op die einde van die dag is die bloedlyn weer reg gekry en deur Perez het die bloedlyn weer aangegaan waardeur Yeshua op die einde van die dag uitgekom het. So Vader se wil gewees. Baie keer kan sonde jou rigting verander. Baie keer kan sonde jou rigting verander. Die vyand het geweet Yeshua gaan uit Juda uitkom. Kan jy net sien hoe die vyand probeer het om die bloedlyn verkeerd te maak? Baie keer gaan hy jou probeer doen. Baie keer probeer hy by jou ook dinge verander. Want hy weet wie jy gaan wees op die einde van die dag. Hy weet wat jou roeping is. Hy weet voordat Vader sê voordat jy gebore is, weet hy ken jou. Hy weet. En hy gaan alles probeer om dit te stop. Hy gaan tot soos Juda maak dat hy prostituut gaan staan. Om weg te kom, sleg te voel oor 'n boetie wat in 'n gat gegooi is. Hy doen dit, dis wat die vyand doen. En so stop hy baie keer ons roeping. Gaan vra vir Vader Jahweh, wat is jou roeping? En bly vas daarop. Dat Ruach jou wys en bly vas daarop, maak nie saak wat nie. Moenie die valse leuns van die vyand glo nie. Moenie glo nie. Die mixie hou Abba nie van nie. Hy hou nie van mixie nie. Hy hou nie daarvan dat jy jou vader, dat jy gaan saam met ander boereer nie. Hy hou nie daarvan dat jy sy saad meng nie. Moenie gaan en idols doen nie. Moenie gaan en 'n god van Mammon byvoorbeeld doen nie. Hou die bloedlyn skoon. Vra vir Vader Jahweh, en ons is eersgeborenes gekoop deur Yeshua, deur die bloed van Yeshua. Moenie die bloedlyn korrup nie. Boeta en Sissa. Moenie
daai bloedlyn wat jy vrygekoop is deur Joshua gaan en saam met 'n Kanaanitiese vrou trou nie. Moenie gaan en Kanaanities is buite covenant. Dis mense wat buite covenant was. Dis 'n volk wat vervloek is. Moenie gaan hande vat nie. Moenie saamgeweek wees met dit nie. Moenie saad meng nie. Ek praat van moenie nie soos ek sê nie jy moet dit is geestelik. Moenie gaan en idols doen. Want op die einde van die dag Juda het kom regstel. Juda het gekoreer volgens Jeremia 31 af 3 vers 8. Juda het gekoreer. Maar Israel, Juda het gekies om terug te gaan. Israel is geskink op die einde van die dag. Hulle het verder gekoreer. Dit is belangrik. Juda het teruggedraai. Gaan jy terugdraai? Soos Juda teruggedraai het? Gaan jy die valse leuns glo en die blindshift doen altyd? En op die einde van die dag land saam met 'n prostituut. Sien keuse bekend se saak. Juda het hulle hart verander. Genesis 44 vers 33. Laat die dienaar dan nou tog in die plek van my seun, my Heer, se slaaf bly en laat die seun saam met sy broers optrek. Baie keer buig vader die kruitboom. Juda het hoogmoed gehad. Juda het gesit met hoogmoed. Hulle het tot vandag toe, ek het beleef toe ons in Israel was. Daar word byvoorbeeld papiere gegooi. Daar waar hulle dinge gedoen het, lê papiere. Want die ander mense moet opbring. Verstaan? So, dit is baie keer, Juda het bietjie hoogmoed gehad. Hulle het bietjie daardeur het hulle want ons is Juda, ons is die leeu's, die hoofpriesters kom uit ons uit, die priesterampt kom uit dit is ons is Juda. Nee, kom jy uit my uit nie, maar Levite, maar hulle was deel gewees van hulle. En dit het hulle bietjie hoogmoed gegee. En so hulle is maar bietjie gebuig op 'n stadium. Hulle is gehumble. Hulle het nederig geword. Hulle hoogmoed neergelê en per eens tweede geword en gins by Josef vir Benjamin te vra. Einde van die dag het Juda gegaan, daar by Benjamin by Josef, sê maar vat ons ewe. Hulle is gehumble. Omdat hulle gehumble. Ja, so Juda het vasgestaan en die huis van die Jode het Benjamin het die huis van Jode gejoin op 'n einde van die dag. En hulle het die Jode geword. Romeine 3 vers 1 sê, wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? Groot in alle opsigte ten eerste, tog seker dat daar aan hulle die woorde van God toevertrou is. Want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Nee, stellig nie, maar God moet waaragtig wees en elke mens leenagtig, soos geskrywe is, sodat u geregverdig kan word in die woorde en oorwin as u gering hou. Maar as ons ongeregtigheid die geregtigheid van God bewys, wat sal ons sê? Is God dan die troon is God wat die troon oor ons bring, dan nie onregverdig nie? Ek spreek menslik wys. Nee, stellig nie. Want hoe sal God anders die wêreld oordeel? Maar as die waarheid van God deur my leen oorvloediger geword het as sy heerlikheid, waarom word ek dan nog as sondaar geoordeel? Ek moet ons nie liewer sê nie, ons belaster word en so sommige beweer dat ons sê laat ons kwaad doen, sodat die goeie daaruit kan voorkom. Hulle veroordeling is regverdig. So die Jode speel 'n groot rol en tog deur hulle eie dinge en bygevoegde reëls en wette. Hulle probleem was gewees, Juda, deur hulle hoogmoed, het hulle begin om hulle eie wette te maak, hulle eie bygevoegde wette by te sit. En op einde van die dag mis baie van hulle die Messias. Hulle mis die Messias. Al het hulle die Torah, die woord van Vader Jahwe, onderhou en bewaar, en ek hou moed af, bid ek,
dat hulle die Messias sal sien. Want hulle is so vas nou vandag se tyd in hierdie eie mensgemaakte wette, hierdie eie hulle doen die werke, hulle vergeet die redding. Hulle is so gepas op die werke. En dis goed, maar hulle vergeet die redding. En dis hoe die woord sê is dat dien Vader Jahwe in waarheid en in gees. En waarheid is 1 Psalm 119 vers 142, 151 sê dat die waarheid is die Vader se wetwerk. Dit is die waarheid. Dit is die woord. Maar hulle vergeet die gees te van. In waarheid en in gees dien. So ek bid dat Vader Jahwe hulle die Jode se oë sal oopmaak. Moenie teen hulle praat nie, moet hulle nie kurs nie, moenie verkeerd praat van hulle nie. Hulle het 'n baie spesiale plek in Vader Jahwe se oë. Want hulle was die leiers gewees. Hulle het opgestaan, hulle het teruggegaan en die woord bewaar. Sal jy dit doen? Sal jy gaan en sal jy gaan en vas staan nog steeds op die woord en waarheid? Maak nie saak hoe baie mense van julle word doodgemaak nie. Hulle het dit gedoen. En ek hom moet afval. Mag Vader nie beleid oopmaak nie, maar dit is. En kom ons kyk af. Ons almagtige Vader, dankie vir hierdie dag. Abba, dankie vir die woord. Abba, dankie dat ons kan leer uit al hierdie seuns, al hierdie 12 seuns, Abba, en selfs uit Dr. Dina uit, Abba, dat ons kan leer, Vader, dat Vader, U het Jakob se naam verander na Israel toe. En Israel beteken om te worstel. En Vader, so kan ons sien dat elke seun het wel geworstel. Hy het geworstel, Juda het geworstel, hy het die hoogmoed gehad en het die verantwoordelikheid gehad, maar het hulle het die seën gehad van dat hulle gaan die scepter sal nie weggaan, hulle het die koningskap, hulle het al die mooi profeseë wat hulle pappa Jakob oor hulle uitgespreek het en Moses wat vra van Vader beskerm hulle en Abba so het hulle gekom in die beloofde land en hoe hulle die vyand ook laat val het, hulle baie keer laat val het, Abba. En Vader, hoe hulle weer opgestaan het en hulle het teruggegaan na Babylon en hulle het die woord gaan onderhou, hulle het die tempel weer herbou, hulle het die mure weer herbou en Nehemia het gesê, maar as gevolg van ons sondes het ons dis hoekom ons hierdie stad verloor het, dis hoekom ons hierdie tempel verloor het en hulle het besluit weer maar hulle gaan die Sabbat onderhou en hulle gaan terugdraai na u wette en insettinge en verordeninge toe, Abba. Vader, dankie dat hulle dit bewaar het en vandag kan ons hier so staan en ons kan leer uit hulle foute uit, maar ons kan ook leer van wat hulle gedoen het, Abba. Abba, dankie Vader dat verblyf neem. Dankie vir Joshua, dankie vir Juda wat opgestaan het, Vader, en dat vashou aan die woord en die waarheid. Abba, ek bid vandag, Vader, vir die Jode dat U hulle sal genadig wees, Vader Jahwe, en dat U hulle oë sal oopmaak vir Yeshua. Vader, dat hulle nie hierdie stubborn harte sal hê nie en dat hulle nie hierdie Jesaja 53 uit die woord sal uithaal nie, dat hulle sal Jesaja 53 weer gaan lees. Deelik die hele Jesaja wat profeteer oor Yeshua. Maar het ons almal foute en vergewe ons vir die kere wat ons nie geglo het in hierdie roeping wat U vir ons het nie. Vergewe ons vir die kere, Vader, dat ons net dat ons eerder die valse leuns van die vyand glo en voel ons is niks werd en ons is eerder soos 'n Reuben of 'n Simeon of 'n Levi en ons nie ons purpose uitlewe. Geef ons weet, Vader, dat ons roeping uitlewe wat U ons het, dat ons eerder op die mens kyk en omstandighede kyk en die valse leuns van die vyand glo. Geef ons weet, Abba. Vader, dankie vir U genade en dankie vir U roog wat in ons harte is in die tempel. Ons is vandag die tempel en kom vul ons vandag, Abba, met U liefde en shalom. En mag ons hierdie oliekannetjies wees, Vader, wat gaan en U olie sal gaan versprei daar buitekant, Vader. Dat so die lampe sal wees vir U, die menorah sal wees vir U. Wat sal gaan skyn in die donker wêreld, Abba. Vader, ek bid vir boetas en susters wat sit met hierdie verwerping. Wat sit met dit, Vader Jahwe, wat hierdie verwerping wat hulle so vashou, Vader, waar hulle eintlik hierdie heerser moet wees, hierdie Juda moet wees.
Ja, ek bid dat U vir hulle uit hulle omstandighede sal hulle oë sal oopmaak, Vader, en dat hulle die plan sal sien wat U vir hulle het in hulle lewe. Ek bid vir Gees van onderskeid, Vader Jahwe, en ek bid vir nederigheid, Vader, dat ons nie hoogmoedig sal raak nie, Vader. Dat die wat wel hierdie koninklike priesterbruid is van U, Vader, hierdie soos 1 Petrus 2 vers 9 sê, hierdie wat U ons roep tot 'n heilige priesterdom, Vader, dat ons nog steeds nederig sal wees, Abba. Dankie dat U ons gekies het, Vader. We are the chosen ones. U het ons gekies. Maar mag ons dit in nederigheid sê. Mag ons nederig wees, Vader, en net U liefde gaan uit en U plan gaan verkondig daar buite. Vader, dankie dat U ons so liefhet, Abba, dat U vir ons hierdie seën gee. En ons ontvang dit vandag deur Yeshua wat ons op weg gemaak het en deur die werking van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees wat ons hier kon ontvang vandag, Vader. Moet ons is ontvang nou hierdie seën wat Vader Jahwe vir jou het. Ja, maar die Adonai Bishmar. Ja, Adonai Panablecha begin. Yesa Adonai Panablecha, ja Senlecha, Shalom. Vader Jahwe sê hy sal jou seën. Vader Jahwe sê hy sal jou bewaar. Hy sê hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, maar ken hom net in weslik kom. Vader Jahwe sê hy sal sy aangesig voor jou verhef. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Maak jy skyn na buitekant vir die donker wêreld, bly van Vader Jahwe. En Vader Jahwe sê vandag, hy sal vir jou die Shalom vrede gee. Ontvang nou sy vrede, die vrede wat hy vir jou het. Dankie, Abba. Ontvang dit nou deur die seën, ons koning, ons hoëpriester, die seën van Jahwe. Ons ontvang dit nou in sy naam, in die naam Yeshua Mashiach se naam. Ontvang ons dit nou. Ons maak dit ons. En ons sê vir dank. Amen. Amen. Dankie. Like asseblief ons video, subscribe asseblief ons kanaal en stuur dit vir jou vriende.